Goeiedag julle, baie welkom weer eens hier by die Grondpad. Soos julle nou al weet, my naam is Johannes Erasmus en die Grondpad was altyd 'n droom geweest totdat dit deur die Vader in die hemel vir my 'n werklikheid geword het. En ek is so dankbaar dat ek deur my woorde dalk vir jou kan aanraak vandag en vir jou dalk 'n liggie in die donker kan wees. Wat ons bring by die punt wat ek vandag met julle wil maak is, soos julle seker agtergekom het op sekere van my video's en foto's en alles, ons was die naweek in Clarence gewees en dit was 'n lekker, fantastiese lekker naweek. Ons het tyd in die natuur spandeer, ons het tyd in die winkel spandeer, ons het tyd op die pad spandeer en oral waar 'n mens gaan, kan jy die genade, die seëninge van God ons Vader ervaar. Jy moet net bereid wees om te kyk, te luister na al die voeltjies en die bobiane wat die plek vol hardloop. Maar dit is so oneindigloos om regtig die ervaring van God, die Heilige Gees so in 'n mens te kan voel in die natuur. Maar so helder soos wat die son was, so donker is die aande. En dis wat my punt kom vandag met julle. En ek wil julle graag verduidelik. Ek word in die aand wakker, maar dit is pikdonker. Dis regtig, dit is donker. En my selfoonlaaier het so blou liggie wat skyn en daai klein liggie maak die vertrek so helder. En dit het my laat dink aan, het ons al ooit regtig gedink wat het met Jesus gebeur nadat hy gearresteer is en daar in 'n sel, in 'n spilonk, in 'n tronk gegooi is. Daar saam met 10 was daar ander prisoneure ook gewees. Weet, op daai koue vloer wat daar was. En hoe hy moes gevoel het om alleen daai aand daar spandeer. Want daar's geen kunsmatige lig nie. Daar's nie kersse, daar was niks al binne gewees nie. So donker soos wat dit was daar binne. En hoe alleen Jesus moes gevoel het terwyl hy daar gewag het vir die volgende dag, want hy het geweet wat wag vir hom. Moet ek vir julle sê dat ek was baie geseënd gewees en ek was in Israel gewees en ek het dit actually ervaar waar die plek was en hoe die gebeurtenis daar was en ek raak sommer bewoe as ek dink daaraan, aan al my pyn en al die woede wat daar altyd mee saamgegaan het. Kan jy jouself net indink? Dan vra ek my die vraag af. Hoe moes God gevoel het op daai stadium dat sy seun hierdie erge pyn moes ervaar? In daai donker nag waar dit so dig donker was dat jy nie die hand voor die oog kon gesien het nie. En om te weet dat jou kind die sonde van die wêreld moet dra. Daai pyn en daai ervaring van 'n ouer wat jou kind in daai pyn sien. Ek word so behoë as ek daaraan dink, aan die verlosser wat vir ons verlossing gebring het deur die kruisiging. En dan maak dit my nog baie meer hartseer om te dink dat as daar mense is wat vandag nog in die spieël kan kyk en so vinnig kan sondig en so vinnig enigiets kan doen, maar so lank vat om iets regtig vir God die Vader te doen. Want dis te maklik om deesdae te sondig. Dis te maklik om jou rug te draai op die verlosser.
Die jare toe ons kinders groot gemaak het, en toe ons kinders was en sulke goeders, het jy altyd na jou pa geluister en jou ma geluister, en daar was 'n toonbeeld van respek gewees, wat heeltemal verlore gegaan het. Maar deesdae luister jou kinders nie na jou nie. So hoekom moet jy na jou Vader luister? Jou Vader wat in die hemel sit, wat vir jou al hierdie geskenke gegee het. Jou kinders was 'n geskenk gewees van hom af. Hoekom aanvaar jy deesdae al hierdie klein goeders van selfsprekend? Moet ons nie daarna streef op 'n daaglikse basis, om soos Jesus te gewees het, terwyl hy op die aarde was, om vlekkeloos te wees nie? Hoekom kan ons nie vandag 'n besluit maak om te sê, ja, ek wil nie? Die Vader in die hemel se liefde vir jou is onvoorwaardelik. Maar sy seun het ook nie 'n maklike pad gestap om jou tot by daai verlossende punt te bring nie. So wil ek vir jou laat met die laaste gedagte. As jy weer sondig, dink weer aan daai tydperk waar die verlosser voor die kruis in daai donker sel moes gewees het. Die pyn wat die verlosser vir jou moes deurbring. Om jou skoon te was van jou sonde. En dan wil ek jou laat met een versie vandag. Johannes 3 vers 1. Kyk, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En dit is ons ook. Jy is 'n kind van God. Wees 'n kind van God. Dink voordat jy weer probeer sondig en die maklike uitweg kies. Jesus is lief vir jou. God is liefde. Vat hierdie dag vandag en pak dit aan met die Heilige Gees, en mag jy gevul word deur die Heilige Gees en baie liefde. God is lief vir jou. Mag jy 'n fantastiese dag verder hê. Amen.